Lord my God, thank you for dying on the cross for all my sin. Forgive me, Jesus, my Master and Savior. I open my heart, so Lord come in. I wanna live for you. I wanna live for you. You by my side, my Savior and God. I wanna live for only you. Thank you, Jesus, for taking my burden and caring so much for me. Take my life, my all forever, so that one day your face I'll see. I wanna live for you. I wanna live for you. You by my side, my Savior and guide. I wanna live for only you. I wanna live for you. I wanna live for you. You by my side, my Savior and guide. I wanna live for only you. Goeiemôre. Wat 'n voorreg is dit om weer vanoggend saam met u in die woord van die Here te kan lees en so vir 'n paar oomblikke net te kan stil word voor sy aangesig en toelaat dat hy deur sy kosbare Heilige Gees tot ons harte spreek. Mag jy vandag 'n geseënde dag ondervind, bewus wees van God se almag en krag in jou lewe. Onthou, God het nie van jou vergeet nie. Ek wil graag saam met jou lees uit Psalm 139 en wel vanaf vers 23, wat vir ons die volgende sê. Dawid praat met die Here. En dan sê die Here, deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Ek wil dan graag vanmôre my boodskap titel, Here, U ken my. Dawid is bewus van God se teenwoordigheid in sy lewe. Nie slegs is die Here teenwoordig nie, maar die Here ken hom ook. Ja, God ken ons. Hy wil teenwoordig wees in ons lewens. Hy wil betrokke wees. Is dit nie juis wat Golgotha aan jou en aan my kom bewys het nie? Onwillekeurig dink ek aan Petrus wat homself in 'n storm bevind. En nadat hy gereageer het op Jesus se bevel om die water na hom te kom, gebeur die volgende, en ek wil dit graag aan u voorhou en lees uit die woord van die Here in Matteus 14 vers 30. Maar toe hy die sterk wind sien, dit is nou nadat hy uit die boot geklim het om die water na Jesus te stap, sê die woord, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En so dikwels in ons lewens klim ons vol geloof uit ons lewensboot, en ons beweeg in die rigting van die Here Jesus. Ons wil God op sy woord vat, maar wanneer hierdie storms op ons toesak en ons kyk na die omstandighede, dan verdwyn ons geloof. Dan wankel ons geloof en dan sink ons.
Nou wil ek vir u sê dat Golgotha bewys juis aan jou en aan my God se reddende krag. Toe Petrus uitroep, Here, help, Here, red my, toe steek die Here Jesus sy hand uit en hy rig en tel Petrus op. Ja, Golgotha is waar ons kan raak sien dat God deur sy seun Jesus Christus sy hand na jou en my uitsteek om ons te help. Hy wil betrokke wees in ons lewens. Ek sê vir jou vanmôre, die Here is bewus van jou bekommernis. Hy is bewus van jou vrese en hy wil jou help. Hy wil in 'n verhouding met jou staan. Ja, waar die Here teenwoordig is, verdwyn die duisternis van vrees en van sonde, van twyfel en van wanhoop. Nou laat val Dawid die lig op sy eie verhouding met die Here. Dit laat my dan met hierdie vraag: wat is jou verhouding met die Here vandag? Nie wat jou verhouding is met jou vrou of jou man of jou kinders wat hulle met die Here het nie. Maar dis persoonlik, jou persoonlike verhouding met die Here. Praat jy oor hom of praat jy met hom? Nou, in Dawid se gebed vind ek 'n begeerte en 'n gewilligheid dat God in sy lewe moet werk. Hy wil wandel in die teenwoordigheid van God. Hy stel belang in 'n intieme verhouding met die Here. Vriend, stel jy belang in 'n intieme verhouding met die Here? Of is jou verhouding met God maar net 'n Sondag aangeleentheid? Kan jy vanmôre sê, ek wil hom ken in al my weë? Want dan weet ek, sal hy voor my uittrek en die paaie voor my voet gelyk maak. God stel meer in 'n verhouding met jou belang, as wat jy dalk in 'n verhouding met hom belangstel. Hy wil hê jy moet wandel in sy teenwoordigheid. Hy wil aan jou vrede gee. Hy wil vir jou nuwe hoop gee. Hy wil vir jou blydskap gee. Hy wil vir jou voorsien na die rykdom van sy genade. Nou sê die woord van die Here vir ons in Jakobus 4:8, nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Jakobus wys ons mense verantwoordelikheid in ons verhouding met die Here. Ja, ek is nie maar net kind van die Here omdat dit gerieflik is nie. As sy kind het ek 'n verantwoordelikheid om vir hom te leef, om vir hom 'n getuienis te wees. En weet jy, 'n getuienis is juis ter sprake wanneer omstandighede soms moeilik is. Wanneer dinge nie verloop soos wat ons wil hê dit moet verloop nie. Dit bied aan ons die geleentheid om te glo, om vas te staan. Reinig julle hande, suiwer die harte. Kyk na jul motiewe. Jy sien, ek en jy kan nie bekostig om 'n verdeelde lojaliteit te hê nie. Of ons dien die Here voluit, of ons moet dit los. Daar moet 'n openlikheid en 'n gewilligheid wees om te wil verander. Ek moet groei na die beeld van Christus Jesus. Ek omhels God se teregwysing en tugtiging. Ek kan immers mos nou niks vir die Here wegsteek nie. En vriend, wanneer die Here ons tugtig en met ons praat en met ons deel, doen hy dit uit liefde. Spreuke 3:11, my seun, verag die tug van die Here nie, en laat sy kastyding nie jou weerstand wek nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet, ja, soos 'n vader in wie hy behaag. God tree op in liefde. Sy tugtiging is nie veroordelend nie. Die Here is nie vir jou kwaad nie.
Inteendeel, hy is baie lief vir jou, vir my. En wanneer hy met ons deel, deel hy dan juis in genade en in liefde, en wil hy ons help, sodat ons kan groei in ons verhouding met hom, sodat ons tot volwassenheid, geestelike volwassenheid kan kom. Dit het ten doel geestelike volwassenheid, sodat ek en jy ook kan wandel in die spore van geregtigheid, sodat ons met vrymoedigheid sy troon kan nader te alle tye. Nou, hoekom vra Dawid die Here om nie slegs sy hart en sy gedagtes te ondersoek nie, maar ook om hom te wys of daar dinge in sy lewe is wat die Here nie behaag nie. Hy begin hier die Psalm sê, Here, ek kan niks vir u wegsteek nie. U weet van alles. U weet van daardie dinge in my lewe waarin ek dalk vasklou, terwyl ek weet, dit behaag u eintlik nie. Maar as daar ander dinge is, Here, wys ook dit vir my. Want my verhouding met u is vir my so kosbaar. Ek wil nie toelaat dat daar enigiets tussen u en my kom nie. Ja, God se vergifnis is volkome, maar as sy kind is daar in sy kinders se lewens 'n begeerte om hom te behaag, om te wandel in sy spore van geregtigheid. Here, wys vir my. Wys vir my op my hemerigheid. Wys vir my dat ek my oorgee aan bekommernis en vrese. Dat ek my te veel steur aan wat die mens sê in plaas van wat u sê. Here, wys vir my of my verhoudings met my medemens reg is. Nou vind ek die moontlike antwoord, Psalm 139, vers 24, nadat hy gesê het, Here, deursoek my, ken my gedagtes, wys vir my, sê die volgende, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Hier is twee paaie ter sprake. Die een is, daar is 'n weg, 'n pad van smart. Jy en ek kan ons ophou met dinge wat God nie behaag nie. En dit veroorsaak hartseer, stikkenheid, gebrokenheid. Dis die weg, die pad, buite God se wil. Dis daardie keuses wat u en ek uitoefen, wat ons toelaat, dat die eie ek aan ons voorskryf. Dis 'n pad van hardkoppigheid. Dis 'n weg van smart, sê die woord van die Here. Maar dan is daar ook 'n pad na God se hart, waarin ek vrede kan ondervind. Dis 'n pad van algehele oorgawe, van vertroue, van geloof. Laat u wil in my lewe geskied. Here, u is die pottebakker, ek is die klei. Vorm my en maak my soos wat u wil hê ek moet wees. Here, deursoek my. Here, u ken my immers. Praat met my en deel met my. Here, ek het u nodig. In hierdie Psalm vind ek 'n openlikheid, 'n strewe en 'n begeerte om naby aan die Here te leef, om hom te behaag in alles wat jy doen. Jy sien, die lewe gaan oor verhouding. Verhouding met God, verhouding met my medemens, verhouding met my vrou, man, kinders. Ja, God het ons verhoudingsmense gemaak, en wanneer hierdie verhoudings vertroebel is, dan verloor die lewe mos sy smaak. Dan word dinge vir ons te veel. Nou is dit so wonderlik om daaraan te dink dat die Here Jesus vir jou en vir my uitnooi, sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal vir julle rus gee. Maar nou in hierdie verhoudings word ons gekonfronteer met keuses
Nou vind ek dat Dawid die keuse uitoefen, sê Here, deursoek my. Ken my gedagtes. Wys my of ek dalk myself op 'n pad van smart bevind. En Here, as dit die geval is, help my om dan 'n fokusverandering te maak, van rigting te verander. Lei my dan op die pad wat na die ewige vrede en blydskap lei, in 'n verhouding met U lei, sodat ek 'n volkome lewe kan voer wat U behaag. Onthou vriend, die pad wat ek en jy stap hier op aarde, is 'n keuse wat ons moet uitoefen. 'n Keuse wat ons moet maak, wat wil ek doen met God se liefde, God se genade? Wanneer hy vir ons dan wys op die weg wat ons moet stap, berus die keuse by jou en my, wil ons wel die pad stap? Ek sluit af. Dawid sê, Here, U ken my. U ken my begeertes. U weet wat hier binne aangaan. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Ek is nie bewus van jou vrese of jou bekommernisse vandag nie. Maar wat ek wel weet is, die Here ken jou. En sy liefde en sy genade is groot genoeg om jou te dra, deur te dra en vir jou te voorsien na die rykdom van sy genade. Ag, ek wonder of jy nie ook maar vandag saam met Dawid wil bid. Sê, Here, U ken my hart. U ken my gedagtes. Deursoek my, Here, en wys vir my die weg wat U wil hê ek moet wandel. En hierdie weg vind ons in God se woord. Wanneer hy kom en deur sy Heilige Gees die woord aan ons kom verklaar en dit vir ons 'n werklikheid maak, dan sê ek, Here, ek wil U woord gehoorsaam. Deur dit te doen, vind ek U vrede en U blydskap. Kom ons bid saam. Here, aan U die lof, die eer, die dank van ons harte. Dankie dat U ons voetstappe rig. Gee genadiglik aan ons die genade om U wil vrywilliglik te volg. Dat ons in ons getuienislewering elke dag U sal oplig. Dat ander kan sien U is werksaam in ons lewens. Daarom is dit my gebed, Here, werk nie net in ons nie, maar ook deur ons. Mag die vrug van U Gees sigbaar wees in ons lewens. Mag ons lewensboom ook koelte bied aan die wat vermoeid is, die wat bekommer is. Here, die wat dalk gevul is met vrees, en dat hulle in die koelte van ons lewens U sal ontdek. Laat U vrede, U blydskap en U teenwoordigheid genadiglik op elkeen van ons rus. Dit bid ek in Jesus bekoorlike naam. Amen. Onthou dat Jesus jou liefhet. Onthou dat jy baie kosbaar is vir die Here. Alles is oop en bloot voor sy aangesig. Praat met hom. Hy staan gereed om na jou te luister, maar ook om met jou te praat. Die gebed van my hart is dat die Here jou sal lei in die lig van sy woord, dat sy woord 'n lamp vir jou voet sal wees, en dat wanneer jy in hierdie week wandel, jy sal besef jy wandel in God se teenwoordigheid, en dat hy die skaduwee is aan jou regterhand, om jou by te staan en jou deur te dra. En onthou, jy kan nie van die Here af weghardloop nie. Inteendeel, ek wil dit so 'n bietjie anders te stel. As jy hardloop in God se arms. Daarin vind jy vrede en sal jy blydskap ondervind. Vrede vir jou. Jy moet mooi loop.